U kan die Bybel so lank oopmaak by Matteus 5. Ekskuus. Matteus 5. Die bergpredikasie. Terwyl ons so met ons Bybels oop voor ons sit, kom ons vra net die Here se seën op ons woordoordenkings. Here God, baie dankie vir die gawe van die woord. En dankie Here dat ons uit hierdie woord uit U kan ontmoet. Uit hierdie woord uit U hartklop kan hoor. En kom bid en vra ons ook Here dat U ook met hierdie woord ons harte sal kom vorm. Dat U ook deur hierdie woord ons sal kom rig en stuur. Dat U hierdie woord sal gebruik, Here, om ons aan te spreek, vir ons die weg te wys. Voed ons met die woord, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan daar lees vanaf vers 3 tot en met vers 12. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal 'n nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Matteus 5 en eintlik 'n groot deel van die hele Matteus evangelie is besig om God se koninkryk opnuut weer neerslag te laat vind in die wêreld en die leefwêreld van die tyd. En met Matteus 5 in 'n besonder, veral die bergpredikasie, fokus Jesus op die stryd vir geregtigheid. Geregtigheid in die lewe van mense, die geregtigheid van God in die lewe van mense. En ook die implikasie daarvan na buite. Ons kan kyk dat die bergrede is een van die mees indringendste verkondigingsgedeeltes in die Bybel wat handel oor die koninkryk van God. Ten diepste handel die koninkryk van God oor die vestiging van God se geregtigheid in elke aspek van die mens se lewe, godsdienstig, sosiaal en persoonlik. En die bergrede word eintlik met hierdie gedeelte begin deur die gedagte daar te plaas dat die wat stry vir geregtigheid is God se geseëndes. En hulle word vir hulle swaar kry beloon. Hulle wat ten spyte van nog steeds aanhou, wat ten spyte van vervolging en ten spyte van bespotting en ten spyte van swaar en ten spyte van omstandighede dit reg kry om aan te hou en vol te hou, te stry vir God se geregtigheid. Hulle loon is groot in die hemel. En word daar vir hulle gesê, julle sal nie gevrywaar word nie, want onthou hulle die profete voor julle net so vervolg, en is die Here Jesus Christus eintlik vir hulle besig om te wys, hoe lyk 'n lewe van vervolging, dit is waarop sy lewe ook gaan uitloop, en dan word dit so mooi saamgevat met die woord makarioi, wat beteken geseënd.
As jy die woord makarioi direk vertaal, kom dit eintlik neer op die volgende woorde is, God het vrede met jou. So God het vrede met jou, wanneer jy 'n vredemaker is. Want dan sal jy kind van God genoem word. So uit die oorvloed van wie God is, gee hy dan sy goedheid, sy sorg, sy genade, sy guns vir hulle wat juis besig is om te stry vir hierdie geregtigheid van God. Hulle is die makarioi. Die mense wat bereid is om swaar te kry ter wille van geregtigheid, as ook om Jesus se ontwil, die kan weet dat hulle swaar kry nie verniet is nie, maar dat hulle beloning groot is in die hemele. Kom ons kyk, waar begin hierdie? In Kolossense 1 lees ons die volgende woorde, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. Paulus verwys hier na Christus, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde in die hemel met homself versoen. So wie's die makarioi? Die makarioi is die wat met God versoen is. Hulle wat vrygekoop is, losgekoop is, 'n nuwe identiteit gegee is. Hulle is die makarioi. Hulle is die geseëndes wat hulle moet beywer vir hierdie geregtigheid van God. Hoekom? Want God het sy geregtigheid in hulle harte uitgestort deur die sterfte van sy seun. Deur die dood van die Here Jesus Christus is ons in die regte verhouding met God geplaas. Daarom het God se kinders dan nie 'n ander keuse as om hierdie bergrede deel van hulle lewe te maak nie. Ek spot altyd en sê, as hulle ooit by my eendag kom en hulle wil my Bybel hê, moet hulle vir my Efesiërs gee en Matteus 5 tot 7, die res kan hulle kry. Met daai paar bladsye sal ek kan regkom. Want Efesiërs is 'n brief geskryf aan die gemeente, wat praat oor die volheid van God in die gemeente, wat gekenmerk word deur die gebede wat Paulus bid vir die gemeente, en Matteus 5 tot 7 is Christus se verstaan van die wet. En dit word ingelei met hierdie bergrede, wat sê, geseënd is hulle. En daarom wil ek bietjie stil staan in hierdie 3 Sondae wat waarvan vandag die eerste een is, juis oor hierdie gedeelte, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Vredemakers. Ek dink die wêreld waarin ons leef, is tans gekenmerk deur onvrede. Nie noodwendig geweld nie. Ja, daar is geweld ook betrokke, maar onvrede. Is my interessant as 'n mens die wêreldnuus dophou, dat die seun van God afgebid word oor bomme wat moet val in 'n ander man se land. Dis die ingesteldheid van die lande wat tans oorlog maak. Geloofsleiers wat die bomme gaan seën, wat moet val, waar onskuldige mense doodgaan. Dis die ideologie wat tans leef in die wêreld, waarin God se kinders moet gaan soek vir vrede, waar ons vredemakers moet gaan wees. D.J. Miller, wat predikant op Prieska was, skryf in hierdie week hierdie gediggie, en ek vra toe vir hom, mag ek hierdie gebruik, want ek wil 'n reeks doen oor vredemakers, en hy sê toe vir my enige tyd, en dit klink soos volg: vrede is geen opsitkers, of inkleerkryt vir 'n Bybelvers. Vrede is geen mooi vertoon, of 'n vakature van 'n onderdrukkerskroon. Vrede is die moedertaal van God, die asem van die groot verbod. Dit vorm maklik in die mond van die wat deel aan sy verbond.
Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Vrede is die moedertaal van God. Hoe lyk vrede? Is vrede net die afwesigheid van oorlog, of strek vrede veel dieper? En ek dink dis waarby ons moet uitkom. Vredemakers, nie vredmakers nie. Vredemakers. 1 met myself, 2 met my binnekring en 3 daar buite. En is dit moeilik om jou te beywer vir vrede as jy nie eers in en met jouself begin nie? Hoekom sê ek so? Die Fariseërs kom by die Here Jesus, die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle vra vir hom, Here, wat is die grootste en die eerste gebod? En hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En daai soos jouself, moet ek nou eerlik wees met u vandag, pla my nog my hele bediening lank. Want hoe kry ek dit reg om my naaste lief te hê as ek nie vrede met myself het nie? Ek het vir Marcia vanmôre gesê, hierdie preek vanoggend gaan dalk so bietjie soos 'n life coaching seminar klink, maar die Bybel is die beste life coaching dokument wat daar is, wat jou kan help om jou lewe in die regte plek te sit. Soveel mense wat by my kom sit in my studeerkamer. Die eerste vraag wat ek vir hulle vra is, wie is jy? Wie is jy? En daar's nog nie een wat vir my die eerste keer die antwoord kon gee nie. Ek moet dit oor en oor en oor en oor vra. Want ons weet nie wie ons is nie. Ons het ons identiteit verloor. Ons is geneig om na onsself te kyk vanuit ons mislukking, of dit wat ons nie reg kry nie, of dit wat ons nie het nie, of die foute wat ek gemaak het, of die struweling en die worsteling in my lewe, dis nie wie jy is nie. Maar dis hoe ons onsself definieer. En hoe meer ons met dit gekonfronteer raak, hoe meer kom ons in onvrede met onsself. En hoe moeiliker raak het om die konsep van vrede te verstaan. En hoe moeiliker raak het om te besef dat hoe is dit dan moontlik dat 'n God in die hemel by dit alles verby kan kyk en my kan kom ontmoet. My kan kom vergewe, my kan kom optel, my met homself kan kom versoen. Want ons leef nie in vrede met onsself nie. Die selfhelp boeke en rubrieke word opgeraap deur elke persoon, want ons is almal op 'n posisie waar ons nie in vrede met onsself is nie. Wat my laat wonder is ons fokus nie dalk verkeerd nie. Life coaches word gehuur en ten duurste betaal om mense te help om hulle self te vind. Nou as ek nou nog vervreemd en in onvrede in myself is, sien u dan die effek wat dit op my nabye verhoudings het? As twee mense wat in hulle self vervreemd is in 'n verhouding probeer staan, is 'n resep vir chaos. En dan nou nog van daar af na die buitekring toe moet gaan. So hoe lyk
ons selfliefde, ons selfaanvaarding, ons selfbesef. Dit gaan nie nou om te sê, ek moet meer oefen nie. Dit is op 'n heel ander vlak. Hierdie gaan oor hierdie binnestryd waarin ek myself vind. My binneworsteling. Want ons laat toe dat dit ons identiteit raak, hoe ons na onsself kyk. En het ek so 'n bietjie in die Bybel gaan kyk na 3 tekste, wat my dalk op 'n manier kan help om dalk 'n stuk vrede te kan vind, as ek begin besef wie ek voor God is, en wie ek in God se oë is. Genesis 1 vers 27, lees ons die volgende woorde: God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Jy, net soos wat jy is beelddraer van God in hierdie wêreld. Beelddraer, verteenwoordiger, voetspoor, vingerafdruk. Jy, geliefde, jy, net soos wat jy is, ten spyte van wat jy is. In hierdie lewe waar ons onsself vind, is jy deur God geroep en gekies, om daar waar jy is, sy beelddraer te wees. Dis die eerste een. Dis wie hy is. Primêr in God se oë sy beelddraer. Dit was die skepingsdoel van die mens op aarde, om God se beeld te gaan dra. Om nie te dra aan my eie las, en my eie worsteling, en my eie krisis nie, maar om dit eerder af te lê, afstand van te doen. Want ek dink om God se beeld te dra is eintlik 'n swaar vrag genoeg. So hoekom wil ek dit nog swaarder maak? Hebreërs sê dit so mooi: gooi weg die goed wat jou strem in jou geloofsreis. Gooi dit van jou af. Kry dit weg. Deel daarmee. Ja, maar ek was nog altyd so. Jy hoef nie so voort te gaan nie. Laat die Gees van God toe om jou denke te vernuwe, sê Romeine. Skuif jou fokus weg van die mislukking en die hartseer en die stikkend of die swak plek in die mondering, hoe ook al jy jouself afbreek, en fokus dit na hoe God jou sien. Maar ons wil nie daar gaan nie. Want die groot hartseer wat ek al baie keer in my lewe te doen gekry het mee is, vir mense raak hulle hartseer en hulle swaar en hulle lyding raak 'n gemaksone. Want ag, dis maar wat ek ken. So ek is veilig daar binne. Israel, toe die Here hulle uit Egipte uitlei, hulle het hier gehuil en gekla en tande gekners van, hy sê tog arme ons, kyk hoe swaar gaan dit met ons. Die Here verlos hulle, hy vat hulle op 'n pad. Nee, maar kan ons nie maar terug gaan Egipte toe nie, toe dit nou nie meer lekker is op hierdie pad nie. Toe wil hulle teruggaan na hulle worstelinge, na hulle slawerny toe, want dit was vir hulle bekend. Maar toe hulle die onbekende moes agter God aanstap, toe sien hulle nie meer kans nie. Net toe het hulle gehuil oor hoe sleg dit is. Maar toe hulle deur die groeifase moes gaan, van slaaf na vry, daai emosionele gebeurtenis was te groot vir hulle, dat hulle eerder wou terugval in hierdie slawerny gedagte, want ons ken dit ten minste. Dis vir ons is 'n gemaksone waarin ons is, al is dit ongemaklik.
En wonder ek baie maal, hoe is dit dat mense so vasgevang is in hulle eie hartseer, dat hulle dit nie wil los nie. Hulle wil nie afstand doen daarvan nie. Want baie keer is dit hoe hulle self sien. Hulle sien dat hulle verdien nie beter nie. Ek het met 'n vroukie gepraat, paar jaar terug, wat vir my gesê het, ek is so en so en so, en ek verdien nie dat dit met my moet goed gaan nie. Sodra sy op 'n plek in haar lewe kom waar dit goed gaan met haar, ek hou van die woord so, dan tank sy haar eie lewe, laat sy net weer in 'n krisissituasie is, want sy weet nie hoe dit is om te leef in 'n vry lewe met ligte laste en aanhalingstekens nie. Sy kan nie anders nie, sy so aan mekaar gesit, sy maak doelbewus foute, want sy het so groot geword. En die dag toe die Here daarvan vry maak, as jy nou sien, dan blom en straal sy. Maar dit het 'n proses gevat om daai mentaliteit te breek. Want sodra sy daar uitbeweeg het, was sy ongemaklik, want sy het dit nie geken nie. Want sy het nie geweet hoe om na haarself te kyk, los van dit nie. So miskien sal 'n nuwe kyk ons help, om dalk bietjie meer vrede met onsself te vind. En die eerste bril wat ek opsit is, kyk na jouself deur die bril van God wat jou sien as sy beelddraer. Interessant genoeg dat die Here Jesus gesê het, maak jou los van jou laste, né? Hy sê dit ook. Die volgende gedeelte is Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Eintlik te word, nie genoem te word nie, te word. Aan almal wat in hom aangeneem het en die wat in hom glo, het hy die reg gegee. Dis jou erfenis. Dis jou erfenis. Jy's kind van die Skepper God, van wie die psalms getuig dat hy die watermassas in sy handpalm afgemeet het, die uitspansel tussen sy vingers bepaal het, vir Job gesê het, vir die krokodil sê ek, jy gaan nie verder as hierdie nie. Daardie God, die Skepper God, wat die balans van die hele kosmos op sy hande laat hang, het jou die reg gegee om sy kind genoem te word. Dis wie jy is. Jy's beelddraer, jy's God se kind. Jy is nie al hierdie goed wat veroorsaak dat jy in onvrede met jouself is nie. Dis nie wie jy is nie. Jy is God se kind. Jy is nie jou hartseer nie, jy is nie jou worsteling nie, jy is nie jou mislukking nie. Jy is nie jou tekortkominge nie. Jy's God se kind. En hy het duur vir jou betaal. Hoe duur het hy vir jou betaal? Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Waarvan is ek vrygespreek? Ons as mense maak ongelukkig die fout dat ons vryspraak net tot op ons sonde beperk. Ons laat nie toe dat die volheid van die evangelie my volle menswees verander nie. Ons sê die evangelie van die Here Jesus Christus, dit vee net my sonde uit. Die res is my eie worsteling.
Waaroor gaan dit in die evangelie? Oor sondevergifnis? Nee, dit gaan primêr oor oorwinning. Christus se oorwinning wat hy behaal het, wat my in 'n posisie sit om te kan oorwin. Waaroor? Dit wat dit vir my moeilik maak om in vryheid hierdie lewe te leef as 'n kind van God. Ja, selfs my onvrede wees met myself. Die krag van die evangelie van God kan my daar kom ontmoet, en my daar kom verander, my daar kom nuut maak, my daar kom vrymaak, my daar kom skoonmaak, en my daar kom herposisioneer, om dan te kan sien, maar ek is beelddraer, vrygespreekte kind van God. Die res is 'n bysaak. Dit moet ons lewensobsessie wees. Nie die vragte en die pakkie wat ek dra, wat onvrede in my lewe skep en veroorsaak nie. En as jy dit reg kry in jou lewe, is dit 'n seën van God om vry te wees. Vry te wees. Vredemaker. Hoe lyk jou vrede met jouself? En dis waar jy begin. Amen. Daar's geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, ons kon nog lank aangaan en nog baie motiverings gee. Maar dankie dat U deur die woord vir ons opnuut kom leer en wys. En deur die woord opnuut vir ons kom sê, dat ons het 'n verantwoordelikheid en eintlik 'n verpligting om in vrede met onsself te leef. En daarom, Here, kom vra ons dat U ons daar sal kom ontmoet. En dat U vir ons sal kom help en sal kom wys hoe U met die volheid van die evangelie ook ons daar wil kom vrymaak. Gee ons daardie genade en daardie geloofsvertroue om daardie tree te gee, o Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.